Goeiedag liefde en welkom in 2026 van my Pastoor Tief Boys en die hele beleefspan. Ons is regtig so opgewonde om hierdie nuwe jaar saam met jou in God se woord te kan begin. Nou kan ek sommer van die begin af net eerlik wees. Baie mense begin 'n nuwe jaar met energie, vol planne en baie verwagtinge, maar binne-in dra hulle nog die moegheid van laas jaar saam. Hulle glo nog, hulle bid nog, hulle doen al die regte dinge, maar dit is asof iets net effe afvoel, nee. En dis hier waar ek jou vandag wil uitnooi om net vir 'n oomblik saam met my stil te staan, net vir 'n oomblik. Wat as die probleem nie is dat jy nie genoeg doen vir God nie, maar dat die manier waarop jy leef jou stadig begin leegmaak. Dis 'n beste voorbeeld vir my is amper soos 'n slow puncture. Jou band lyk reg as jy na hom kyk, maar hy verloor stadig lig. Nou ons gesels hierdie week oor ritmes van genade. Nie 'n lys goed om net reg te kry nie, nie 'n geestelike prestasieplan nie, maar 'n uitnodiging om jou eerlik te laat kyk na jou pas, na jou tempo, na jou ritme. Want die waarheid is, jy kan opreg wees, jy kan reg bid, jy kan al die dinge reg doen, maar jy kan nog steeds uitgebrand raak. Jy kan toegewyd wees en steeds innerlik leeg voel. Dis hoekom Jesus se woorde vir my so belangrik is, so vars is, so veral in die begin van die jaar so treffend is. Wanneer ons lees in Matteus 11 vers 28, hy sê: "Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee." Geliefde, let mooi op. Jesus sê nie kom maak eers jou lewe reg, dan sal ek jou help nie. Hy sê eenvoudig kom. Nie môre nie, nie later wanneer jy begin beter voel of wanneer jy alles uitgefigure het nie. Nee, hy sê net kom. Geliefde, vandag gaan ons niks oplos in vandag se oordeenking nie. Dis nie vandag se doel nie. Vandag is net om eerlik te wees en te vra, Here, hoe lyk my ritmes regtig? Is ek besig om op die regte manier te leef en lewe ek op so 'n wyse dat die lewe gesond is, of is ek net besig om aan te hou omdat ek moet? En geliefdes, soos ek gesê het, jy kan in die nuwe jaar ingaan met dieselfde moegheid van laas jaar, en dis hoekom ons sal moet anders te wees, anders te dink, anders te doen, en dit alles begin by Christus. En dis die goeie nuus, Jesus nooi jou nie in 'n gejaagde lewe in nie, hy nooi jou in sy rus in sy teenwoordigheid in 'n ander manier van leef. So vandag hier aan die begin van 2026 wil ek jou net vra om een ding te doen, net een ding. Moenie vandag vinniger probeer weeg nie. Beweeg vandag eintlik nader. Sit vir 'n oomblik stil, haal asem, reflekteer, dink en sê vir Jesus in jou eie woorde iets soos hierdie: Here, ek kom na U toe. Ek kom net vandag na U toe. Mag ek in die begin van hierdie jaar net na U toe kom. Dis waar 'n beter manier begin. Nie meer by meer probeer nie, maar om by hom te wees. Sê die oordeenking vir jou sin maak, as dit vir iets beteken, los ons 'n kommentaar en sê die woord rus, né? Skryf net daar rus, en dan loop ons hierdie week saam, stadig, doelbewus en met oop harte. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is opgewonde vir 2026, opgewonde wat vir ons voorlê, en al dra ons baie van 2025 se laer energie en moegheid in 2026, mag ons in die begin van hierdie jaar begryp dat ons moet ander ritmes kry. Nie net gesonder gewoontes nie, maar 'n ritme waar ons leer om nader aan U te wees. En daarom is ek opgewonde, Vader, nie net vir vandag se oordeenking, nie net vir die week wat voorlê nie, maar vir waar ons gaan leer om te kyk, om nader te tree in Jesus se teenwoordigheid in. En dis my gebed, Here, dat ons vandag sal doen wat Matteus 11 vir ons leer, dat ons sal kom na Jesus se uitnodiging. Hy sê, kom almal wat moeg is en oorlaai is, kom na my toe, en julle sal rus kry. Daarom, Vader, vandag wil ons kom na U toe. Ons wil net kom na U toe. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.